Baie welkom as jy vandag ingeskakel het by hierdie uitsending. Ek is baie opgewonde om met julle te deel oor hierdie ontdekking wat ek gemaak het. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat U ons behoed en bewaar. Dankie dat U die een is wat vir ons deur ons lewens dra. En dat U belofte aan ons is altyd by ons. En ons beleef U op allerlei interessante, unieke maniere, soos wat U kies om Uself aan ons te openbaar en dankie daarvoor. Amen. So ek lees die boek wat Leonard Sweet skryf, die boek se naam is 11 Indispensable Relationships You Can't Be Without. So wat hy in hierdie boek skryf is verskillende verhoudings, wat hy dan koppel aan Bybelkarakters, en dan sê hy, maar hierdie is nou 11 verskillende verhoudings wat jy in jou lewe moet hê. So hy sal byvoorbeeld sê, jy moet 'n verhouding met 'n aanmoediger hê, jy moet 'n verhouding met 'n mentor hê, jy moet 'n verhouding hê met iemand wat heeltemal anders is as jy moet 'n verhouding hê met 'n beste vriend. En dan is een van sy hoofstukke 'n baie interessante ding wat ek nog nooit so daaraan gedink het nie. Hy sê 'n mens moet 'n verhouding met 'n plek hê. So, ons het baie verskillende verhoudings in ons lewe, kollegas, familie en vriende wat ons na ons huis toe nooi, mense met wie ons die paviljoene deel as ons kinders se sport ondersteun. Maar nog nooit in my lewe het ek gedink 'n mens moet 'n verhouding met 'n plek hê nie. Maar daar's iets misterieus in die skepping, wat sê gees is lief vir materie. So, ons is nou mos liggaam, siel en gees, maar hierdie drie goed is mos nie los van mekaar nie. Hierdie drie goed is in een pakkie. En hulle verskil van mekaar, maar die een kan nie sonder die ander een wees nie. So, plek, wat 'n fisiese ding is, kan ook geestelik wees. So, waar ons is, plek, vorm ook wie ons is. So, die manier hoe ek nou daaroor dink is, as jy gelukkig is, nou gelukkig is mos nou 'n sielsding, 'n emosionele ding. In die plek waar jy is, so dis 'n fisiese ding, dan kan jy ook meer impak hê. En dit is 'n geestelike ding. So, gelukkig in 'n plek vergroot jou impak. Liggaam, siel en gees. So, dit maak vir my sin dat sekere plekke op 'n manier ook geestelik kan wees. William de Bois skryf, soms is die maklikste antwoord op ons probleme nie soseer om buite onsself te kom nie, maar om bloot onsself net buite te kry. En is dit nie so dat jy partykeer, as jy jou spasie verander, jou posisie verander, fisies, dat jy ook dan so bietjie anders kan begin dink nie. Hoeveel deurbrake het jy al gemaak in jou geestelike lewe, emosionele lewe, as jy net so bietjie buite in die natuur kom, of op 'n mooi plek kom? Want in die natuur, as ons in die natuur kom, dan beleef ons iets van wie God is. Dis op 'n manier meer tasbaar, meer Ons ruik dit, ons beleef dit. Hoekom is die see so 'n ongelooflike, het dit so 'n aantrekkingskrag? Want in die groot oseaan beleef ons iets van, iets groter as ek self. En dan beleef ons God in die natuur. So, plek kan ook geestelik wees. Nou is my vraag, waar gaan nou jy graag byvoorbeeld vakansie? So, hou jy van die bosveld, hou jy van die see, hou jy van die berge, of gaan jy na jou ouma en oupa se plaas toe, of gaan jy na jou ouerhuis toe, en jy swem in daai swembad en jy sit by daai kombuiseiland waar jy nog altyd geswem het en gesit het en gekuier het, en daai plekke gee vir ons diepe rus. So, ek is al baie vir mense vra, wat is jou happy place? Waar rus jy? Waar beleef jy iets van die Here? Waar kom jou siel tot stilstand?
Dink gou aan jou eie huis. Die interieur van jou huis. Nou, dit hoef nie duur te wees nie, maar dis gevul met goedertjies wat jy voorlief is, goed wat by jou pas. Nou, ons is nie almal interieur ontwerpers nie, maar as jy nou byvoorbeeld 'n duvet koop, jy kies die kleur en die patrone om te pas by die gevoel wat jy in daardie vertrek wil skep. Iets wat vir jou mooi is, iets wat jou aantrek, iets wat jou energie gee. En daarom spandeer ons baie tyd om spasies vir onsself in te rig. Dink byvoorbeeld aan die spasie van jou gunsteling koffiewinkel. So, my idee van 'n lekker koffiewinkel is iets wat in die natuur is, iets wat bietjie buite is, iets waar jy bietjie groenigheid byvoorbeeld kan sien. Ek weet my broer se gunsteling idee van 'n koffiewinkel is ergens in 'n mall waar hy kan sit en in die vibe en in die buzz van dinge wees. En dit gee hom energie. Nou, ek sal eerder in 'n tuin wil sit en hy sal eerder in die vibe wil sit, maar spasies gee vir ons sekere energie en ander spasies tap ons energie. So, die mens is altyd twee goed. Ons is geanker en ons is gevlerk. Kom ek verduidelik. 'n Plant groei altyd in twee rigtings. Hy groei in afwaarts in sy wortels in, geanker, en 'n plant groei opwaarts na die son toe. En so is enige anders, as jy die storie lees van 'n persoon, is daar altyd ook hierdie twee bewegings. Die een is, 'n persoon is geanker in 'n verlede en in 'n gesin of 'n plek van oorsprong. En dan is daar in hierdie selfde storielyn 'n soeke na avontuur en na 'n geleentheid om jou vlerke te sprei. So daar's hierdie twee goed. Huiswes, tuiswes. Die stories van heiligdomme, sekuriteit, geborgenheid. Maar dan stories van uitgaan in die wêreld, pelgrimstogte, soeke na, op pad wees en rusteloosheid. En hierdie twee goed, om sterk wortels te hê en om uit te gaan in die wêreld. Hierdie twee behoort aan mekaar. Die een kan nie sonder die ander een bestaan nie. So selfs al sou jy 'n storie lees van gevlerktheid, van iemand wat op 'n pelgrimstog is, op soek na avontuur. Baie van hierdie verhale eindig dan in 'n tuiskoms, in 'n vestig in 'n sekere plek, 'n tot rus kom, na die avontuur soek en terugkom na wortels toe. So, ankers, die wortels in die lewe is baie belangrik. En daarom skep ons ritueel, daarom het ons tradisies. Dink gou aan byvoorbeeld kerk. Ons hou van 'n liturgie wat vas is. Ons hou daarvan om die geloofsbelijdenis saam op te sê. As ons sekere aanbiddingsliedere hoor, dan voel ons veilig en ons voel geborge en ons voel geanker in 'n tradisie. En so is die lewe. Ouerskap is dieselfde. Die goed wat ek oor ouerskap lees, sê, ja, dis baie belangrik om rituele te vestig. So, byvoorbeeld, hoe vier julle gesin Kersfees? Hoe lyk julle Paasnaweek? Hoe lyk julle aandroetine in julle huis? Huiswerk doen, eet, bad, Bybel lees, slaap. Hoe sluit julle as gesin 'n week af? Hoe lyk julle Sondagaande? Is daar dalk iets daar? Almal kyk saam 'n fliek voor die week begin of iets soos dit. Maar hoe belangrik die skep van hierdie rituele is vir ons om geborge in 'n plek te voel. Hierdie bekende goed wat ons so aan blootgestel word. En as ons nie hierdie ervarings het nie, dan bly ons rusteloos en ons bly swerwend en ons wonder waar's ons vastigheid. So as jy nie 'n verhouding met 'n plek het nie, dan is ons in 'n generasie wat net rondloop in inkopieswinkels en op soek is na die volgende ding om te koop en wegneem etes want ons weet nie eintlik hoe tuiskos proe nie. Nou hierdie is mos nou iets wat ons ook by die Jode kan leer. Die manier hoe 'n pa die elke aand afsluit deur vir die gesin uit die Bybel uit te lees. Hoe die gesin bekende rympies en gebede het wat hulle op elke Sabbat saam opsê.
Die feesdae wat hulle so eerbiedig en in sinagoges bymekaar kom en saam eet en kuier. Ek wil die hele Ou Testament is vol van hierdie pelgrimstogte en pelgrimspsalms waar die volk terugkeer na Jerusalem toe om te onthou wie hulle is. En dit is gekoppel aan 'n baie spesifieke plek. Ons is geanker aan gemeenskap en plek. So daar is hierdie kinderboek met die naam The Mouse and His Child. Die muis en die kind bevind hulle self in 'n oorlog tussen verskillende diere vir grondgebied. En die baba muis vra vir sy pa, "Pappa, wat is grondgebied?" En voordat die pa kan antwoord, sê die krimpvarkie, "Grondgebied is jou plek. Dit is die plek waar al die reuke bekend is aan jou. Dit is die plek waar jy skelms kan uitken. Dis die plek waarvoor jy beklei het en waarvoor jou pa beklei het. Jy voel veilig daar, jy voel sterk daar, en dis die plek waar jy elke keer wen." Die kraai hoor hierdie onderwerp en hy sê toe, 'n ander ou se grondgebied is waar jy siek voel. Jy voel uit plek uit en glad nie sterk nie, jy's bang, jy wil weghardloop en daar wen die ander ou. Die pa muis bly so vir 'n oomblik stil en hy vra die vraag, hy sê, wat se kans het enige een van ons sonder grondgebied? So, ons het almal ergens 'n plekkie op hierdie aarde nodig, 'n huis, 'n tuiste, 'n kamer wat net joune is, wat gevul is met al jou goedertjies, 'n gemeente en 'n kerk na waartoe ons elke Sondag kan kom wat deel word van ons bekende omgewing, 'n skool waarna toe ons kan teruggaan as die vakansie verby is. Ons plek op hierdie stadium vir NG Doringkryners is Klerksdorp. Ek weet nie van waar af luister jy nie en ek weet nie wat noem jy jou huis nie, maar ergens moet mens dan nou ook tog as al hierdie goeders waar is 'n keuse maak en sê, ek gaan in die plek waar ek nou bly, wat nou maar my grondgebied is vir nou, ek bedoel nie dat mens nie ooit weer in jou lewe kan trek na 'n ander plek toe nie, maar vir nou bly ek hier, om 'n keuse te maak en te sê, maar ek gaan myself hier uitgiet. Ek gaan hier deel raak van die oplossings van hierdie omgewing se probleme. So nou is die vraag natuurlik, okay, maar waar is ons nou die Bybelse fundering vir hierdie hele sielkundige teorie? So sielkunde help ons ongelooflik baie. Hierdie dissiplines help ons om te dink oor ons alledaagse lewe. Maar goed, daar is baie Bybelse fundering vir 'n verhouding met 'n plek, as 'n mens nou eers daaroor begin dink. So, vat net die eerste ding, is 'n voëlvlug oor die Ou Testament. In Genesis 15, beloof God al aan Abraham 2 goed, 'n nageslag en wat? 'n plek, 'n land. En dan begin hierdie ellelange storie van hierdie volk en hierdie plek. So, Moses, wat hierdie volk dan nou reis na die beloofde land. Joshua, wat dan die volk in die land inneem. Die uitbreiding van grondgebied onder die konings. Die profete wat waarsku en sê, julle gaan hierdie land, hierdie plek verloor. Hoekom? Want julle is ongehoorsaam aan die Here. Dan verloor hulle ook die plek wanneer hulle in ballingskap ingaan. En dan is hulle vir 70 jaar nie in hulle beloofde land nie. En dan onder Esra en Nehemia keer hulle byvoorbeeld dan ook weer terug. En so word hierdie plek, hierdie Jerusalem, hierdie tempel, hierdie beloofde land, is so deel van hierdie volk se storie. Want dit is waar hulle geborge voel. Dis waar hulle groei. Dis waar hulle meer van die Here leer. Dis die plek. Dis hulle heiligdom. Dit is hulle wortels. Die tweede ding is, Jesus Christus sê, net voordat hy gekruisig word, staan hy in, ek wil nou net die teks kry, Lukas 19, dan staan hy op die Olyfberg en hy kyk uit oor Jerusalem en hy huil. Hy huil oor die stad. Hierdie stad met sy strate, hierdie stad met sy reuke, hierdie stad met die ontmoetings wat hy gehad het en al die herinnerings wat hy opgebou het, maar dan ook hierdie stad Jerusalem met sy probleme.
En dan lees ons natuurlik oor die hiernamaals in Openbaring 21 van 'n nuwe Jerusalem en 'n beter plek. So die Jerusalem waarvoor hulle so lief is en die plek wat Jesus ook toegelaat het om in sy hart in te kom. Maar dan ook die belofte na 'n nuwe Jerusalem, 'n plek waar dit gaan beter gaan. In Johannes 14 sê Jesus, hy kyk vooruit, hy gaan ons vooruit en hy sê, ek gaan hom vir julle wat te doen, 'n plek voor te berei in die hemel. So, hy maak hierdie belofte en hy sê, ons is maar mense wat gekoppel is aan ligging. En hy sê, ek gaan om vir julle 'n plekkie te maak in die hemel. So as al bogenoemde se goeders waar is, wat moet ons nou doen? Dan is die vraag, hoe lyk die rituele in jou eie huis? Maak jy jou huis 'n lekker plek vir die mense wat daar saam met jou leef? Volgende vraag is, wat 'n plek op hierdie aarde het nou al jou hart gesteel? Wat is op jou screensaver, op jou foon? En wat se mense is saam met jou daar? Dan vra ek, waar bid jy die beste? Het jy 'n boom ergens in jou tuin? Het jy 'n koffiewinkel wat jou net laat beter voel en jou siel vol maak? Hoe lyk die kantoor waarin jy werk? Het jy 'n plant of 'n foto of 'n ding daar binne wat jou help om kreatief te wees in daardie spasie? En dan die volgende vraag, het jy al 'n besluit geneem om die plek waarin jy nou bly, om jouself daarby in te giet en deel te word van daardie omgewing? En nie net 'n ewige swerwer te bly nie, maar te sê, hier is ek nou, so ek gaan uitreik na my bure en ek gaan uitkyk vir my mense en ek gaan hier verhoudings ook met ander mense bou. So hier's my voorstel. Vul jou omgewing met goeders wat jou energie gee. Kry vir jou 'n droombord waar jy al jou gunsteling gesegdes opsit en sit dit op in jou kantoor op, sodat daai 'n spasie is waar jy kreatief kan wees. Kry 'n muur in jou huis wat jy met swartbord verf en skryf gereeld 'n nuwe teks op daai dat die hele gesin dit kan sien. As dit waar is dat liggaam, siel en gees eintlik maar net een is, gaan ons gevoel van moedeloosheid en depressie en ook ons beheptheid met besig wees dalk op baie praktiese maniere binne in die plekke waar ons onsself bevind kan verbeter. So, kies plekke wat jou siel vol maak. En kom in plekke intentioneel waar jy nader aan die Here voel. Ek dink dit het dalk tyd geword dat ons intentioneel begin dink oor ons spasies. Want dit het die Here ook vir ons gegee, om ons 'n gevoel te gee dat hy naby aan ons gekom het. Kom ons bid saam. Liewe Here, dit is vir ons dalk 'n nuwe gedagte hierdie, om te dink dat 'n plek, ons daarmee 'n verhouding moet hê. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Maar liewe Here, as ons die verhaal van die volk lees, dan sien ons hoe geborge hulle was aan plek, en dat plek vir hulle die gevoel gegee het van sekuriteit. So, liewe Here, natuurlik kan ons altyd weer op plekke kom waar ons vlerke sprei en avontuur najaag en soekend is, maar help ons ook om mooi te dink, deur u Gees op kreatiewe maniere, hoe ons ook onsself kan vestig, hoe ons ook kan wortels skiet in die plekke waar ons onsself bevind, en hoe u ons wil gebruik met ons gawes en ons talente, daar waar ons geplant is. Amen. Mag die Heilige Gees jou help om 'n mooi verhouding te hê met die plek waarin jy jouself bevind. Amen. Wie is 'n God so sien? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie
kan oor sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is hy my God? Wie is hy gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is hy my God? Onvergelykbare God. Wie is 'n God soos hy? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, onvergelykbare God. Hoe groot is hy my God? Wie is hy gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is hy my God? Onvergelykbare God.